Om gesonde seks te verstaan, moet ons begin om die penis te verstaan. Op hierdie oomblik is ek baie ongemaklik. Ek dink ek het 'n mimosa en 'n half gedrink. Die show was dalk net aan die gang. Ja, goed. So, God het die man gemaak met 2 koppe. Sorry, Frankie lyk net. My oë is onder hierso, hè. Maar net genoeg bloed om een op 'n slag te opereer. Die oomblik wanneer die bloed begin suidvloei, gaan jy die boonste kop en dan gaan die onderste kop. Moenie worry nie, hoor. Ek sal al die besluite vir jou maak. Jou lewe is in goeie hande, hoor. Ek wil net hierdie grappie meer relevant maak vir al die besnyde mans daar buite. Nou weet ek wat jou man is. En as jy hierdie 3 goeters op 'n gereelde basis doen, beloof ek jou man gaan actually minder seks van jou vra. Ja, dis 'n intense stelling daai. Hoekom jou man so baie seks van jou vra? Want sy voel is nie oortuig jy hou van hom nie. Ek weet nie of sy van my hou nie. Gaan vra. Gaan vra asseblief. En jou man is, okay, liefie. Na 3 sekondes het hy vergeet wat jy geantwoord. Gaan vra weer. Nommer 1. Jy moet daagliks aan sy penis raak. Ek dink ek vat genoeg aan hom. Ja, ek kan dit indink. Ek verstaan wat hy sê, maar dis As jy hom tot ziens groet in die oggend. Bye bye my liefie. En dan kan jy oorgaan na stap 2 toe, waar jy daagliks gereeld vir hom kyk. Dis ook net 'n per ongeluk kyk vir die ding. In 'n normale gesprek. So, liefie, hoe was jou werk? Het jy met jou baas gepraat, né? hy het my 'n nuwe siening in die lewe gegee oor dit. Dit is verseker so. Maak seker hy sien dit en dan gaan jy aan asof niks gebeur het nie. Nou kan jy oorbeweeg tot die belangrikste deel toe en dit is om gereeld met jou man se penis te praat. Ben, gee 'n bietjie vir my van daai asseblief. Jy kort nog alkohol. Ek kort dit bietjie met my saadjie. Hallo, meneer Penis. Hallo, vir jy vandag. Dit is fucking weird gewees. Die praat is die moeilikste met die voel. So vir hom om actually te hoor wat jy sê, moet jy taamlik naby kom. Okay, goed. Dis weird om so daaroor te praat. Ek gaan dalk vat en kyk, maar die praat deel is die moeilike deel dink ek.